Julle het gehoor dat daar gesê is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, maar ek sê vir julle, julle moenie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. As iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom 2 kilometer. Gee aan hom wat iets van jou vra en moet hom wat van jou leen nie afwys nie. Ons is in Jesus stories en ons is vandag in deel 83 en ons praat oor Jesus, oor wat hy gedoen het en wat hy gesê het. En dis hoe ons hom leer ken en wat het hy gedoen en wat het hy gesê? Hy het net gedoen wat sy Vader gedoen het en hy het net gesê wat sy Vader gesê het, want hy was hier om ons voor te stel aan die Vader. Hy het vir ons 'n pad kom maak na God toe. Ons teruggebring in verhouding met God. Dit was sy hele doel gewees en net hy kon dit doen. En dis hoekom ons vandag hier is. En as jy verlossing in jou lewe beleef het, as jy 'n nuutgemaakte mens is in jou binnekant met 'n begeerte vir God vanoggend, dan wil jy hom graag ken. Om gered te wees en God te ken is sinoniem met mekaar. Jy kan nie die een sonder die ander nie. Ons het ons vandag, baie ons het sê, ek's 'n Christen, maar ons weet niks van God af nie. Ons doen nie die moeite om hom te ken nie. Dis so goed soos om te sê, ek is getroud, maar my vrou is 'n alien. Ek weet nie regtig wie sy is nie. Ek dink nie so sy nie. Om getroud te wees en jou vrou of jou metgesel of jou man te ken, is sinoniem met mekaar. En dieselfde is waar van jou verhouding met die Here. En dis hoekom ons daaroor praat. Wat het hy gesê? Wat het hy gedoen? Ken ons hom? Is ons in 'n verhouding met hom? Dis hoekom ons hieroor praat. Toe ek hierdie gedeelte lees hierdie week, toe laat dink dit my aan hierdie een ding, die geveg van die regte, want dis eintlik waarvan Jesus vanoggend praat. Hy praat van hierdie ding wat in ons elkeen ingebou is om te veg vir ons regte. En ons gaan vanoggend kyk, hy vertel vir ons eers daarvan en dan gee hy vir ons so 4 voorbeelde. Hy vat eers die reg van die mens tot menswaardigheid en hy spreek dit aan in sy voorbeeld en dan gaan hy en hy doen sekuriteit en dan vryheid, jou reg tot vryheid en dan praat hy oor jou reg tot eiendom om vir ons te illustreer hoe hierdie werk. Ons het vandag 'n groot oorlog in die wêreld, seker groter as ooit vantevore oor menseregte. Deesdae het alles regte, klein hondjie regte, groot hondjie regte. Ek weet nie of jy al gesien het nie, dis werkers, ons het organisasies, instansies. Ons noem hulle die vakbonde, werknemerregte, vroueregte, kinderregte. Dis meer as ooit vandag 'n ding. Ons veg vir regte. En ek weet nie of ons ooit mooi hieroor dink en lank genoeg hieroor dink nie. Maar as jy elke dag van jou lewe opstaan en fokus op jou regte, is dit niks anders as om te fokus op jou selfsug nie. En wat jy verdien en moet kry nie. En 'n klomp mense wat dieselfde fokus het, as dit gebeur, is op die ou end net baklei wat oorbly. Dis al wat oorbly. Jy kan altyd reg wees en verhouding verloor. Maar jy kan nie albei hê nie. Daar bestaan nie so iets soos albei nie. Jy kan in jou huwelik die geveg wen. En jy kan elke keer reg wees. En baie keer sonder dat jy dit besef, verloor jy die verhouding. Want die een en die ander een kan nie saam bestaan nie. Jesus was elke liewe keer reg, in elke liewe situasie, en die belangrikste persoon, maak nie saak waar hy beweeg het nie. En hy het dit nie geag as iets waarna hy moes vashou nie, om in verhouding met my en jou te wees, het hy dit laat gaan. Elke keer. Hierdie is 'n verskriklike ding, ons word eintlik daarmee gebore. Ons word gebore met hierdie sin vir regverdigheid. Ons almal, dis asof daar 'n wet op jou hart geskryf is van geboorte af. Ek glo dis die beeld van God wat in ons geskaap is, maar ons word in sonde gebore, so daai word heeltemal eintlik verdraai. Dis hoekom
As jy kinders het, as jy nou ooit kinders gehad het, dan sal jy weet hoe gereeld herinner hulle jou dat dit is onregverdig. Hulle sê dit nogal baie as hulle kinders is. Hulle vergelyk hulle self altyd met die wêreld om hulle boeties en hulle sissies veral. En as hulle nie kry wat sissie kry, en as ek nie kry wat boetie kry, dis onregverdig. Hulle word so gebore, niemand het dit vir hulle geleer nie. Dis onregverdig. Ons word so gebore. Ons het hierdie sin van ek wil reg wees en ek wil die beste wees. En dit gaan 'n stappie verder. Jy kry daai mense wat dit verder voer van hulle glo vas. Hulle weet wat is die regte ding om te doen en hoe dit moet werk. En ek weet selfs wat sê die landswette en ek weet selfs wat sê my Bybel. Dan gaan hulle oor na die volgende stappie toe. Ons noem dit die Karens stappie. Jy word 'n kern, soos hulle in Engels sê. Jy sien dit baie gereeld in Zenien. Op 'n Vrydagmiddag, as dit besig is in die straat. Jy kom so aangery na die besige stopstraat, 4-rigting stopstraat toe. En jy weet al wat gaan in jou kop aan, daar sal nie 'n ou ry wanneer dit nie sy beurt is nie. En ek sal seker maak daarvan. Dan kom julle so aangery en dan sê jy, okay, jy mag ry en jy mag ry en dan sal ek ry. En as ek ry en iemand ry, gaan ek in die middel van die 4-rigting stop. En ek gaan eers my ry afdraai vir hierdie ou verduidelik. En ek gaan vir hom opvoed. Ek noem dit opvoeter. En almal sal vir ons kyk en wag vir ons. Want hierdie ou sal eers maniere leer. En dan sal ek aanbeweeg. Sien, dis hoe erg dit is. Ons noem dit, dis niks anders daai as wraak neem nie. Ek weet baie van julle dink nie, dis wraak neem nie. Dis wraak neem. Jy gaan dit vanoggend sien, dis waarvan Jesus gepraat het. Ek gaan eers die wêreld opvoed. Ons verbeel onsself, daai is ons vyande. Dis my vyand daai. Ons kan dit in baie verskillende maniere, dis net een voorbeeld wat ek het. Ek dink baie keer, as jy regtig glo, jy moet dit doen, en dis jou roeping, dan sal jy elke oggend opdaag, 6:30, voor jy die verkeer begin, en jy sal jou posisie by daai 4-rigting inneem, en jy sal met die grootste smaal die mense help, om te stop wanneer hulle moet stop, en ry wanneer hulle moet ry. Jy sal hulle nie net uittrap wanneer jy by die 4-rigting kom nie, wat eintlik maar 'n bewys is van hoe selfsugtig jy is, want dit moet als oor jou gaan, en wanneer dit oor jou gaan, gaan dit oor jou. Julle moet vir jou luister as jy daar is, maar as jy nie daar is, het jy eintlik nie 'n saak wie skiep die stopstraat nie, nee. So wanneer ons kwaad is, wanneer ons in die lyn staan, die stadsraad, hulle is pateties. Kyk nou weer, graai nou weer op lunch, en ons almal staan nog, kan hulle nie sien ons staan nie. Maar jy sê elke dag kwaad as jy by die stadsraad verby ry nie, want dit kan jy eintlik nie plan nie, jy is nie nou daar nie. So wanneer dit oor jou gaan. Jakobus skryf hierdie in Jakobus 4 vers 1-2, waar kom die stryd vandaan? Waar kom al die gevegte in ons lewe vandaan? Waar kom die rusies vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle woed nie. Julle wil dinge hê, maar kry dit nie en wil dan moord pleeg. Dis 'n oorlog in my en jou. Ons word so gebore, ons wil reg wees. Ek is nie verkeerd nie en ek sal dit verdedig met my lewe. Ek gaan sê wat ek wil sê en ek gaan dit sê wanneer ek dit wil sê. Vanoggend gaan dalk 'n bietjie moeilik wees vir van julle om hierdie te hoor wat Jesus hierso sê. So ek waarsku jou voor die tyd. Die gedeelte wat Jesus oor praat, noem ons vergelding. Die maklike woord, ons gebruik nie regtig daai woord so baie vandag nie, is wraak neem. Dis waaroor Jesus vanoggend praat. En ek moet jou vinnig vir julle konteks gee. Ons is in Jesus se bergpredikasie wat Matteus geskryf het in Matteus 5, 6 en 7. Hy het al Jesus se goed gevat wat hy in al sy preke gesit het, oor en oor gesê het, en hy het dit in een preek gaan indruk, Matteus 5, 6 en 7, en ons leer 'n klomp goed by Jesus uit hierdie gedeelte uit. En as jy jou bergpredikasie gaan lees deur die lens wat Jesus het gepreek het, is hy eintlik besig om vir die mens te sê, hoe pateties is hulle in hulle sondige natuur. En hy doen dit sodat hulle kan besef hulle het redding nodig. Dat jou sonde is die rede hoekom jy God se wraak verdien tot in ewigheid.
Julle het verlossing nodig. En in hierdie spesifieke gedeelte is hy baie gefokus op die skrifgeleerders en die fariseërs. Dis die ouens wat God se verteenwoordiging op die aarde was en hulle het geglo ons is 100% perfek. Goddelike mense. Ons volg God se wet presies soos dit moet wees. Ons maak nie foute nie. As jy 'n voorbeeld wil sien van hoe lyk 'n godsman, dan kyk jy net vir 'n fariseer of 'n skrifgeleerder. In die tussentyd het hulle eie godsdiens gebou, hulle eie stel reëls, hulle eie wêreld gebou, wat in God se wêreld eintlik nie die standaard is nie. So dan kom Jesus en sê vir hulle, hierso is julle standaard, maar hier's God se standaard. Julle het gehoor, God het hierdie reël gegee, jy mag nie egbreek pleeg nie, maar ek sê vir jou, hier's julle wêreld, jy pleeg nie aan die buitekant egbreek nie, maar ek sê vir jou, as jy kyk en jy begeer iemand, het jy klaar egbreek gepleeg. Jesus sê, jy's onrein in jou binnekant. Al doen jy alles reg in die buitekant, jy's onrein in die binnekant en jy moet aan die binnekant ook. Het jy ook vergifnis nodig, het jy ook redding nodig. Die wêreld waarin jy leef bestaan nie. Jy is wit gepleisterde grafte. Jy het gehoor, as jy moord pleeg, gaan jy tronk toe, is jy strafbaar voor die regbank. Ek sê vir jou, as jy kwaad is vir jou broer, is jy strafbaar voor die regbank. En vandag praat hy oor vergelding. Hy praat oor wraak neem, want hulle het nog een van Jesus se Ou Testamentiese wette gevat, dit heeltemal buite konteks gaan aanwend vir hulle lewe. Dat dit tot hulle voordeel is. Hulle voer eintlik hierdie ding van ek wil reg wees aan hulle binnekant. Hulle is eintlik sondig deur dit te doen. En dis hoekom Jesus begin en hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Hierdie staan in Eksodus 21 vers 24. Julle het gehoor dat daar gesê is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. So, waar kom hierdie wet vandaan? God het dit vir Moses gegee. Moses moes dit vir die volk Israel gee. Jesus het nie hierdie wet kom kanselleer nie, soos ons nou al gepraat het in hierdie reeks. Hy het gekom om die wet sy tot volle betekenis te laat kom. Nou, wat was die doel van hierdie wet? En dis waar ons baie keer dit misverstaan. Ons verstaan nie die konsep daarvan nie. Dis net soos die fariseërs en die skrifgeleerdes. Hulle het gegaan en hulle het hierdie wet gaan toepas op hulle persoonlike verhoudings met mense. En dis glad nie hoekom God hierdie reël vir hulle gegee het nie. As jy Eksodus 20 gaan lees, is dit God se morele wet. As jy Eksodus 21, 22 en 23 gaan lees, is dit die siviele wet. En daar's 'n groot verskil. Die siviele wet is nie van toepassing op persoonlike verhoudings nie. Die siviele wet is gegee vir die regering om die groepering mense te bestuur en te beheer. So dis vir die hof gegee om toe te pas. Vir die hof leiding te gee oor wat moet jy maak wanneer iemand teen iemand anders iets verkeerd gedoen het. Wat die fariseërs, die skrifgeleerdes gedoen het gesê, jy het R100 by my gevat, ek gaan my R100 terugvat. Dis 'n ding tussen my en jou, en ek gaan persoonlik vir my vat wat ek voel ek toekom. Dis glad nie waarvoor die wet gegee is nie. Jesus gebruik 3 voorbeelde nadat, Moses het 3 voorbeelde gebruik nadat hy hierdie wet gegee het, en al 3 hierdie voorbeelde is siviele, hofsaake. Die een was waar kinders en vrouens mishandel word, en daar's 'n hofsaak, hoe gaan ons dit hanteer? Die ander een is waar slawe mishandel word, en daar's 'n hofsaak, die slaaf moet vrygelaat word. En die laaste een is waar iemand in 'n hof vals getuienis aflê teen iemand, en nou, wat gaan nou gebeur, hoe gaan dit gehanteer word? Dis elke keer siviel gewees. Dit was nooit in 'n persoonlike verhouding kapasiteit vir die mens gegee nie. Maar ons hou daarvan om dit so te lees. Maar dan is ek geregverdig, dan kan ek vat wat ek wil hê. Mense gaan foute maak en ek gaan hulle foute raak sien en ek gaan ietsie uitkry. Want hy het 'n fout gemaak, so ek kan beloon word. Ek's reg, jy's verkeerd. So hierdie wet het God nie gegee vir enige ander rede, behalwe om beskerming te bring vir mense wat geboelie word nie. Binne in die groter prentjie van sy nasie. Was nooit bedoel om 1-tot-1 met mense uitgesorteer te word nie. Maar die fariseërs en die skrifgeleerders het dit so gebruik. Jesus sê vir hulle, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Hierdie is die oudste wet in die wêreld wat hulle sê hulle ontdek het, is
Maak seker, net dit wat aan jou gedoen is, doen jy terug aan die volgende persoon. Inteendeel, dieselfde ou wat hierdie geskryf het is Moses. En luister wat skryf hy in Levitikus 19 vers 18. Hierdie gaan oor persoonlike wet. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie. Levitikus 19:18. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here en julle moet my voorskrifte gehoorsaam. Dieselfde ou wat dit gesê het, het ook dit gesê, jy mag nie wraak neem nie. En dit is hoe dit was by persoonlike verhoudings, wanneer ek en jy persoonlik oor die weg kom. Soos ek nou gesê het, is wanneer jy in 'n verhouding is en jy en iemand stem nie saam nie en jy veg om reg te wees, verloor jy die verhouding. Jy is nie veronderstel om dit te doen nie. Jy mag nie wraak neem nie. Wanneer dit kom by wat die gereg doen, dis hulle voorskrifte daai. Daar's 'n verskil tussen die wet van verhoudings en die wet van die staat of die regering of die hof. Jy wil ook nie hê die twee moet meng nie. Imagine net die hof. Kom in die hof. Hierdie ou het by jou gesteel. Hy's aangekla, hofsaak teen hom. Die hof sê, ag, weet jy, ons sal dit maar hierdie keer moet oorsien, maar jy moet nou nie weer nie, hoor. Dis nie 'n doel van 'n regerende party nie. Dis nie die doel van 'n hof nie. Die hof moet dit laat reg en geregtigheid geskied. Dis wat jy doen in jou persoonlike verhouding. Jy kan iemand vergewe. Jy kan vir iemand genade bewys. Dis wat ons voorstel is om te doen. Dit is die verskil hierso. In Spreuke 25 vers 21 tot 22 het Salomo hierdie woorde gesê. Hy sê, as iemand wat jou haat, honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Die Here sal jou daarvoor vergoed. En jy sal jou vyand vuurrooi van skaamte laat word. Nou wie is mense wat jou haat? Wie is jou vyande? Dit is nie jou buurman se hond wat jou irriteer nie. Dis nie die ou wat die stopstraat misry of oor die rooi lig ry nie. Jou vyand is iemand wat by jou huis inbreek en jou wil te nakom tot voordeel van homself. Wat ook al dit is. En hoe, kom ons raak baie prakties met Jesus se voorskrifte vanoggend. Hoe moet ek dit hanteer? Ek sal vir hom doodskiet, het ek nou al by so baie ouens gehoor. Dat hy moet net in my huis staan. Ek sal vir hom uithaal. En ek ken jy die Here? Ek net weer vir jou lees. Wat Salomo sê, as iemand wat jou haat, honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. So, wag. As ek dit reg kry, om hom vas te druk en hom vas te bind, en ek hoor hy's honger, dan moet ek vir hom iets gee om te eet. As ek hoor hy's dors, moet ek vir hom iets gee om te drink. As ek hoor hy's verlore, moet ek hom aan die evangelie verkondig. Hoopelik het jy iewers die polisie gebel, want as hulle opdaag, gaan jy hom net oorhandig. Dis hoe dit moet werk, volgens Jesus. Dis hoe dit veronderstel is om te werk. Want dis wat iemand doen wat die Here dien. Dit klink bietjie verskriklik, maar Jesus gaan dit oor en oor vanoggend sê. Daar's 'n siviele hof wat hierdie moet hanteer. Die Here sê, as jy hom hanteer met liefde, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Jy maak kole op sy kop bymekaar. Want dis wat ons veronderstel is om te doen. Hy gaan aan in vers 39. Hy sê, ek sê vir julle moenie julle teen 'n kwaadwillige mens verset nie. Dit klink asof Jesus sê, okay, ek moet die vloermaatjie wees, en mense moet net oor my loop. Dis glad nie wat hy sê nie. Hy praat van jou gesindheid as 'n Christen. Dis wat hy sê. Jy moenie jouself teen 'n kwaadwillige mens verset nie. 'n Kwaadwillige mens is iemand wat uit is om kwaad aan jou te doen. En om jouself te verset teen hom beteken moenie wraak neem nie. Wat Jesus ook sê is, daar sal kwaadwillige mense in jou lewe wees. Dit is normaal. Moenie wraak neem nie.
Moenie reg in eie hande neem nie. Volg die proses. Volg die proses. Moenie jouself verset teen 'n kwaadwillige mens. En dan begin hy praat hierso in die tweede gedeelte, begin hy praat van die menswaardigheid wat ek en jy het. Hy sê, as iemand jou op die regterwang slaan, draai die ander wang na hom toe. Nou, ek weet nie of jy weet nie, maar meeste mense is regs. Hierdie is hoe die Jode geglo het. Meeste mense is reg, so as jy 'n ou slaan, ek weet nie of jy dit al ooit uitgewerk het nie, gee hom 10-1 altyd met die vuis op die linkerkant van sy wang slaan. Dit is onmoontlik om 'n ou met jou regterhand op die regterwang te slaan. Wag, staan 'n bietjie soontoe, dan gaan ek van hierdie kant af. Dis onmoontlik, maar die Jode het hierdie verskriklike slegte ding gehad om mense te verneder. As jy vandag vir my vra, hoe verneder 'n mens iemand anders, dan sou ons sê in ons kultuur vandag, as jy spoeg in iemand se gesig, dis nogal vernederend. Ons sou dit sê. Maar in die Jode se tyd, as jy ooit iemand met die agterkant van jou hand geslaan het, was daar nie 'n slegter manier om iemand te verneder nie. So jy klap 'n ou deur die gesig met die agterkant van jou hand. En al manier om dit te doen is om 'n ou op die regterwang te slaan met jou regterhand. En dis waarvan hulle hier praat. As iemand jou op die regter, as iemand jou verneder, laat hom toe om jou op die linkerhand ook te slaan. Gebruik maar sommer links ook. Gaan sommer by die linkerwang ook in. En vat hom aan die kant uit, as iemand jou verneder, sê Jesus. Daar was so 'n geval gewees, in Handelinge 23, staan Petrus en voor die Sanhedrin, voor die Joodse leierskap, en hulle het hom toegestel, hulle het hom laat toesluit deur die Romeine, maar hulle het geen wettige rede gehad om hom te hou in die tronk nie. En hulle laat hom toe uit die tronk uit en sê, luister, kom ons bring hom na julle hof toe, julle Sanhedrin hof. Julle moet hierdie uitsorteer, want daar is nie regtig 'n werklike aanklag teen hom dat ons hom daar kan hou nie. So sorteer hierdie in julle hof uit. En hulle sit vir Paulus in die hof, en Paulus was 'n fariseer en 'n skrifgeleerde voordat hy gered is. En hy is besig om oral deur te gaan en vir almal te vertel Jesus leef. En die Jode het hom doodgemaak, die Joodse leierskap. En die Joodse leierskap is verskriklik ongelukkig met hom en kwaad vir hom. So hulle verkies uiteindelik dat hy in die tronk is. En hy's in die hof. En die hoëpriester, en hy sê toe vir die hoëpriester en almal in die hof, sê, ek het niks gedoen om hier te wees nie. Nie een dooie verkeerde ding, nêrens nooit gedoen nie. Ek het net skoon blaadjies. En die hoëpriester sê vir die wag, slat hom so hard as jy kan met jou vuis. Maak sy mond stil, maak sy mond toe. Nie agterkant van die hand nie, slat hom net. En hy slat vir Paulus, so hard as hy kan. En Paulus kom so uit dit uit, en hy kyk so vir daai hoëpriester, en hy sê vir hom, jy's 'n wit gewaste muur. Soos hulle dit daai tyd gesê het. 'n Muur in die tyd van die Jode was 'n bol modder met klippe tussenin. En as hulle dit wou laat mooi lyk, het hulle hom wit gewas. Bo blink, onder stink. En dis die hoëpriester van Israel, en die mense in die hof sê almal, oh, jy mag nie dit doen nie. God het daai hoëpriester aangestel. En Paulus besef in die oomblik wat hy gedoen het. Hy het so pas wraak geneem. En hy bely op die plek. En hy sê, ek vra hom verskoning. Ek het lyn uit gewees. Ek was so pas verkeerd gewees. En dan lees ons in Johannes 18, Jesus het presies dieselfde ding oorgekom. Jesus was onder kruisverhoor geplaas die donderdag aand nadat hulle hom gearresteer het in Getsemane. En die hoëpriester het vir hom 'n vraag gevra, en hy het net stil gebly, nie geantwoord nie. En die volgende oomblik toe gee hy vir die wag 'n opdrag om vir Jesus vol op die mond met die vuis te slaan, en hy slat hom. En al wat Jesus gedoen het, is hy het so vir die wag gekyk, en hy het vir die wag gekyk en gesê, hoekom het jy dit gedoen? Weet jy? En Jesus se punt was net, voor jy iets doen, maak eers seker jy weet hoekom jy dit doen. Hoekom het jy dit gedoen? Verder het hulle Jesus se baard uitgeruk, hulle het nie opgehou om hom te slaan nie, hy is uiteindelik aan 'n kruis vasgeslaan, hy het die hele tyd die ander wang gedraai. En toe hy in die kruis hang, toe sê hy, Here vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy het dit vir hulle gebid, maar hy het ook vir hulle geprofeteer wat met hulle gaan gebeur, omdat hulle hom gaan kruisig. En dit het gebeur in 70 jaar na Jesus. Is die Jode wreed uitgemoor. Draai die ander wang, sê Jesus. Jou menswaardigheid word in elk geval nie bepaal deur wat 'n volgende ou van jou dink nie.
God maak jou waardig. Hy red jou. Hy sê jy is waardig om my kind te wees. Sit jou vertroue met ander woorde in my vir jou waarde. Moenie bekommerd wees wanneer 'n ander ou agter jou rug van jou skinder en jou verkleineer nie. Of wanneer iemand regtig nie respek het vir jou nie. Jy's nie om die wêreld op te voed nie en jy het in elk geval nie beheer daaroor nie. Vertrou my. Vertrou my. Wys jy's vry om vir mense net te wys hoe lyk God se liefde. Dis wat jy hier is om te doen. Wees nice met hulle. Kill them with kindness is 'n gesegde wat ons het. Jou menswaardigheid gaan getoets word. En dit word. Hy gaan aan in Matteus 15:5-40. Hy sê as iemand jou hof toe wil vat om jou onderklere te eis, gee hom ook jou boklere. Nou, weer eens daar's konteks. Imagine net mense vat Christene links, regs in die middel net hof toe want ek kan alles by hulle kry. Jesus het gesê hulle moet dit vir my gee. Dis nie waarvan Jesus praat nie. Daar's 'n geldige saak teen jou gemaak. Dis die konteks van wat hy hierso sê. Jy is skuldig. Jy het in 'n ooreenkoms ingegaan, jy kan nie jou skuld betaal nie, jy is gedagvaar, jy gaan hof toe. So jy word gedagvaar vir alles wat jy het. Jou sekuriteit wat jy nog, die bietjie sekuriteit wat jy oor het, is in bedreiging. So daai tyd het mense hoofsaaklik een stel klere gehad, miskien 2, die ryker mense. En jy het nie soos ons vandag broeke en hemde gehad nie, dit was 'n stuk onder en dan het jy oor 'n bokleed gehad wat jy gedra het. So in jou meeste mense het net die 2 gehad, 'n onderkleed en 'n bokleed, of jy het 'n tweede stel gehad of 'n tweede bokleed. So jou sekuriteit is in bedreiging want jy het nie by jou beloftes gebly nie. Jy word gedagvaar en jy gaan moet betaal wat jy het. Al wat jy oor het is jou bokleed en jou onderkleed. As iemand dan kom en hy vat jou onderklere om jou onderklere te eis, dit wat jou vanaand moet warm hou as jy slaap, gee hom ook jou boklere. Ander woorde, wys jy's jammer. Berou vir jou aandeel in wat hier gebeur het. Want dis waar jy moet fokus. Nie op hoe onregverdig dit was, of hoe hierdie nie presies was, soos wat daar gesê dit sou gewees het nie, want dis ons gewoonlik waar ons fokus. Nee, wag, hier's 'n paar loopholes, ek het ook 'n saak. Nie tussentyd jy skuldig. Ons hou ons daarvan om eerder onsself te regverdig as om te fokus op waar ons skuldig is. Dis hoekom ons juis 'n prokureur aanstel om ons te help om al die loopholes te kry, om hierdie ding te kom. Jesus sê nee, as jy skuldig is, jy skuldig. Betaal. Betaal sommer meer as wat hy vra, om te wys dat jy's eintlik jammer hiervoor, en dat die verhouding is vir jou belangriker as wie's reg en wie's verkeerd. Geef hom ook jou botlere. En ek wil met dit sê, as jy regtig die Here dien, is jy glad nie veronderstel om oral te loop en almal te dagvaar waar jy iets uit hulle uit kan kry nie. Mense maak foute. Mense gaan droog maak. Die wêreld gaan nie presies wees soos wat jy wil hê dit moet wees nie. En as jy oral net loop en almal dagvaar en hof toe sleep, is dit definitief nie die gesindheid wat Jesus wou gehad het nie. Ons dra mos sulke bandjies, WWJD. Het julle dit al gesien? What would Jesus do? Nee? Dis wat dit op Sondag beteken. En die week is, wat wil jy doen? En as jy uitgaan om te gaan kuier, is dit, wat wil jy drink? Maar wat sal Jesus doen? Was Jesus hier om net mense die hele tyd te dagvaar links? Ek bedoel, Jesus het geweet wat 'n ou in sy hart voel en dink. En hy het nie elke ou net die hele tyd hof toe gesleep nie. Hy het wel geweet, mense het nodig om gered te word. En hy was vir hulle die pad om gered te word. En ek en jy kan dit vir iemand wees, deur die manier hoe ons mense hanteer. Jou gesindheid. Hy gaan in vers 41 aan, en hier praat hy van ons vryheid, ons reg om vry te wees. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra dit vir hom 2 kilometer. Nou, hier is weer eens iets wat ons in ons konteks ken vandag nie, maar in daai konteks was dit verskriklik algemeen. Die Romeine het 'n wet gehad, dat hulle het wapenrusting wat hulle elke dag moet dra. En dit was swaar, alles wat hulle moes dra. Maar hulle kon op enige stadium, enige persoon in die publiek gryp, langs die pad, en sê, hierso,
dra dit. En die wet het bepaal, hulle moet dit ten minste 'n myl dra, daar staan nou kilometer, 1,6 kilometer. En dan kan hulle dit eers neersit, en dan het die Romeinse soldaat miskien 'n volgende ou gegryp, of hy dit self begin dra. As iemand jou dwing, om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom 2. Jesus sê, gaan sommer vir 2 kilometer. Ouens, hier is die Jode wat geonderdruk word deur die Romeine, en die Jode moet die wapens dra, wat die Romeine gebruik om hulle mee te terroriseer en te boelie en dood te maak. Vir 1 kilometer. En Jesus sê, dra sommer dit vir hulle vir 2 kilos. Dis dieselfde, jy ry, en die speedkop trek jou af. En hy sê vir hom, hallo, meneer Stein, hier's 'n pakkie, jy gaan nou Hoedspruit toe, laai hom vir my by die polisiestasie af asseblief. Hy hoef nie eens asseblief te gesê het nie. Ek sou dalk net een reël gehad het, mag ek nou maar vinnig ry vir hierdie. Dis dieselfde. Ek het my dag uitbeplan. Ek het 'n klomp goed wat ek gaan doen. Ek's vry. Dis my tyd, dis my vryheid wat in gedrang is. Jesus sê, wees beskikbaar om te dien. Dit moet my en jou gesindheid op 'n daaglikse basis wees. Iemand vra my vir hulp, dan doen ek dubbel soveel as wat vir hy vra. Gee dit op. Ware vryheid is in elk geval in hom. Die feit dat ons gered is die enigste vryheid wat werklik vir my en jou die moeite werd is. Dan gaan hy aan. Hy sê, gee aan hom, en hier praat hy van die reg om iets te besit. Gee aan hom wat iets van jou vra, en moet wat van jou wil leen nie afwys nie, sê Jesus. So, die gesindheid van my hart moet wees, ek is 'n rentmeester. Ek het hierdie al 'n paar keer gesê, en ek gaan dit weer vanoggend sê, die definisie van gierigheid is om aan te neem dat alles wat die Here in jou hande sit, elke liewe dag of maand, kom ons sê 1 keer 'n maand, want ons almal is meer in daai konteks, alles wat die Here in jou hande sit, eenmal 'n maand, neem jy aan, is net daar vir jou gebruik. Dis die definisie van gierigheid. Die definisie van gierigheid is nie, ek het op die oomblik, maar ek soek nog nie. Soos ons geleer het met Scrooge McDuck, tekenprent op die TV, nee? Scrooge was mos 'n gierige eend, wat die hele tyd in sy geld geswem het. Gierigheid se definisie is, alles wat die Here vir my gee, is net hier vir my gebruik. Dis die definisie daarvan. En Jesus sê, hê gesindheid waar jy leef met oop hande, dat jy is 'n rentmeester. Alles wat ek vir in jou hande sit, is daar om gebestuur te word vir my koninkryk, waarvan jy deel is. Dit word vir jou bestuur en vir die wêreld om jou bestuur. En dit moet beskikbaar wees. Dis ongelukkig waar, dat hoe meer mense het, hoe meer hou hulle vas. En dit is oor en oor en oor en oor bewys. 'n Ou wat op straat slaap, ons het dit nou die dag, daar's so 'n klomp video's van dit al gemaak, as jy dit wil gaan kyk op YouTube. Ou wat op straat slaap, kry 2 brode, dan gee hy 1 weg, vir sy chommie wat saam met hom op straat slaap. Hoe ryker mense word, in persentasie gewys, hoe minder gee hulle. Want hoe meer ons het, hoe meer begin ons vashou. Jesus sê, wees 'n goeie rentmeester, leef met oop hande, want dis hoe ek geleef het. As dit nie vir hom was wat vir ons gegee het nie, so ek en jy nie vandag hier gesit het nie. So ons het die voorreg gehad het om in 'n verhouding met die Here te wees nie. Jesus het sy reg om reg te wees opgeoffer. Hy het sy koningskap nie geag as iets waaraan homself moes vasklem nie, maar hy het gekom en gelyk geword aan ons as mens. Hy het homself totaal onderdanig gestel, selfs aan die dood, sodat ons vandag in 'n verhouding kan wees met die Here. En ek en jy is 'n lopende advertensie elke dag van ons lewe, van Jesus se genade. Wanneer dit kom by ons menswaardigheid wat verseker aangevat gaan word, waar mense verseker van jou gaan skinder, want hulle stem nie saam met hoe jy dink en hoe jy redeneer nie. Wanneer dit kom by jou sekuriteit, en alles wat jou laat veilig voel, daar gaan inbraak gemaak daar word. As jy in Suid-Afrika bly, dan weet jy, sekuriteit is nogal 'n issue in ons land, en ons almal loop deur. Die Here sê, hou jou vertroue op my wanneer dit daarby kom. Wanneer dit kom by jou vryheid. Mense gaan inbraak maak op jou vryheid. Is jy beskikbaar? Of leef jy net op
Jou beplanning. Mense gaan inbraak maak op jou besittings en alles wat jy bymekaar maak. Is jy bereid om alles te bestuur vir sy koninkryk of net vir jouself? Wraak is nie vir my en jou geoorloof nie. Dis vir 'n siviele hof om te besluit op wat moet gebeur en hoe dit moet gebeur. Ek en jy is vry om lief te hê. Ek en jy is vry om Jesus se gesindheid oor te dra aan mense. Ek staan nie vanoggend hier voor jou en praat asof ek hierdie onder die knie het nie. Ek's vet skuldig. Dat die wat oor het, hoor en doen. Wat leer ons by Jesus? Nommer 1, moenie wraak neem nie. Nooit nie. Dit is nie dis nie veronderstel om te gebeur nie. Verwag vernedering. Want dit gaan gebeur. Ons almal gaan daardeur. Ek dink meeste van ons, wat hulle 'n paar jaar oud is, ek het dit nou die dag gesê, ek dink so 3-4 weke terug, jou eerste vernedering is daar in die kleuterskool op die Swaai. Toe hy jou afgejaag het en gesê, dis nou my beurt. Dit gaan gebeur. Bely nie net met woorde, maar ook met dade. As hy vra vir jou onderkleed, gee hom jou bokleed ook. Wys jy is jammer. Jy is jammer oor die verhoudingsbreek wat plaasgevind het. Ruil jou vryheid vir diensbaarheid. Sorry, ek het 'n paar spelfoute daar. Ruil jou vryheid te ruil vir diensbaarheid. Wees diensbaar soos Jesus diensbaar was. En laastens, leef met oop hande. Dis wat Jesus ons leer vanoggend. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons gee U al die eer en ons loof en ons prys U vir hierdie woord. Mag dit deel wees van ons lewens. Mag ons dink voor ons optree. Hierdie ding wat ons in ons het, dat ons wil reg wees en ons gaan die wêreld opvoed. Mag ons dit onderdanig stel aan wie U is en wat U vir ons gedoen het. Here, as dit was vir wie's reg, verloor ons lankal. Mag ons dieselfde genade aan mense bewys wat U aan ons bewys. Mag ons dieselfde gesindheid in die wêreld om ons openbaar as wat U aan ons openbaar, Here. Mag ons verantwoordelikheid vat vir die nonsens wat ons aanjaag. Mag ons hier uitstap vanoggend en gaan vrede maak en gaan betaal wat ons skuld. Vergewe ons, Here. Mag ons regtig geken word as kinders van U. In die naam van Jesus bid ek dit. Amen.